baie welkom by vanoggend se voorreg om saam so met die boodskap om te gaan. Ek wil vir 'n oomblik net so vir jou daarop laat let dat hier waar ek is en daar waar jy is, dat die Here self daar is en dat ons mag hoor hoe hy ons groet in sy genade, vrede en liefde van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en dit ook natuurlik deur die werking van sy Heilige Gees. God is met ons. Amen. Here, ons kom sit hier vandag saam met mekaar rondom die woord en mag ons gedagtes daaroor heilig wees. Mag U met ons besig wees. Mag U ons nader aan die hart kom trek. Mag dit so wees dat U ons dan ook hierin sal bewaar en dat U ons sal transformeer. Dat ons U stem mag hoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons lied vir vanoggend, lied 442, strofe 1 en 2, Gees van God wat in my woon. Jy maak jou Bybel oop vanoggend saam met my en ons lees daar uit Romeine 8, daar vanaf vers 18, die heerlikheid wat kom. Paulus skryf en hy sê so mooi daar vir hulle, hy sê ek is daarvan oortuig, dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit, dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog in verydeling onderworpe en nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan verganklikheid. Om so tot die vryheid te kom wat behoort by die heerlikheid van die kinders van God. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyn en verwagting. Nie net in die skepping nie, maar ook ons, wat die Gees ontvang het, as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak, dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered, en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens sal sien, hoop hy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar, as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges.
Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat hy volgens sy besluit geroep is, of die wat hy lang van tevore verkies het. Het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers en susters kan hê, van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het hy ook geroep, en die wat hy geroep het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. Net tot daar. Natuurlik, net hierna maak Paulus die gevolgtrekking, en dan sê hy, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. En dan gee hy hierdie wonderlike bevestiging, wat ons vandag dan saam bely, dat Christus gesterf het, maar meer is dit, dat hy ook uit die dood opgestaan het. En dat ons 'n nuwe lewe leef. Ek gaan maak 'n draai, as ek by iemand, as ek die naam sê, gaan jy waarskynlik weet, waarvoor die persoon bekend was. Ek sê Chris Barnard. As ek sê Chris Barnard, dan dink jy dalk dadelik, die eerste hartoortplanting in die wêreld, die 3 Desember 1967. Ek dink aan die groot Skuur Hospitaal daar in Kaapstad. En wat daardie dag daar gebeur het. Die eerste mens se hart wat oorgeplant word. En dat 'n pasiënt soos Louis Waskanski dan die een was wat die voorreg gehad het om hierdie nuwe hart te kan ontvang. Vanoggend vra ek, hoe klop jou hart? Hoe klop jou hart op die oomblik? Wat is in jou hart besig om te gaan? Is jy moedeloos? Is jy in 'n tyd van hoop? Is jy 'n tyd van vreugde? Ek dink as ons in die wêreld rondom ons kyk, die dorp daar waar jy woon, die gemeenskappe waarbinne ons leef, dan getuig die wêreld maar van wanhoop. Dink aan dit waar ons baie keer ons hoop plaas, en as ons dit, en dan gebeur dit heel dikwels nie. Hoe moet ons hiermee maak? Hoe maak ons wanneer ons moedeloos is? Dan sug ons. Paulus skryf so mooi hier, hy sê, sug, ja, die skepping sug, want is aan die veryling onderworpe. Maar ons wat die Gees van God ontvang het, ons sug ook. Ons sug ook. Maar net vir so 'n oomblik, dan staan ons stil en sê, maar wat is waar? Wat is waar vir ons wat die Gees van God ontvang het? 1. Om te weet dat ek geroep is, en dat ek die wêreld 'n beter plek behoort te maak. Ek is vrygespreek. Daardie gedeelte hierna waar Paulus sê, God self spreek ons vry. Vrygespreek. Verheerlik? Ja, om te sê ons weet. Hierdie eerste inleiding, hierdie inleiding van daar by vers 18, dan sê hy, ja, hierdie lyding wat ons verduur, weeg nie eens op teen die heerlikheid wat van ons mag aanbreek nie. Dat ons mag weet hoe dit behoort te wees of kan wees nie. Daniel Lou skryf op 'n stadium en hy sê, die Heilige Gees maak 'n chirurgiese snit wat ons van wanhoop bevry. Hoe klop jou hart? Wat gaan in jou hart om of aan op die oomblik? Dan is die vraag, hoekom sug ons? Waaroor sug ons? Dan sê ons, maar ons sug oor 'n klomp dinge. Ons is bekommerd oor ons kinders, ons is bekommerd oor onsself, ons is bekommerd oor die ekonomie, ons is bekommerd oor ons ouers. Ons is bekommerd. Maar waar vind ons die hoop? Natuurlik, ek dink die eerste gedagte begin by my identiteit en wie ek is. Vers 24, 25, wat eintlik so groot stuk waarheid vir ons gee, wat sê, ons is reeds gered. Ons is reeds gered. Ja, nie vrygespreek van lyding nie, nee, selfs nie vrygespreek selfs van om met tye te sug oor dinge wat rondom ons gebeur nie. Maar, om te kan sê, omdat ons in werklikheid, ek wil amper sê, soos Louis, nuwe harte
ontvang het? Ja, kom sug ons. Selfs dikwels kom kla ons. Ons sug, omdat ons weet hoe dit kan wees en hoe dit behoort te wees. En dan in dit alles in ons eie lewens is ons dikwels op plekke waar ons sê, Here, maar terwyl ons dit het, terwyl ons glo, ons is gered, terwyl ons die Gees het wat in ons woon, weet ons nie wat of hoe ons behoort te bid nie, en sê Paulus, maar die Gees van God staan ons juist dan in ons swakheid by. Ons is op soek na hoop, dan pleit daar dieselfde Gees vir ons, volgens die wil van God. En dan dink ek sommer vir 'n oomblik aan iemand soos Martin Luther. Martin Luther se vrou sê op 'n stadium vir hom blykbaar dat sy maak al die vensters toe en donker en maak die luike van die huis toe. Sy trek vir haar donker klere aan. En toe Martin Luther haar vra, maar wat doen jy? Toe sê sy, God is tog dood. Want Martin Luther hoop nie meer nie. Want Martin Luther hoop nie meer nie. As ek Romeine 8 so saam met jou lees, dan sien ek iets anders hier raak. Ek sien anders hier raak, om te sê, ja, selfs in tye wat ons moedeloos is, swak voel, wat maak ons? Here, ek is gered. Ek is gekies deur U self. Ek is vrygespreek. Daarom mag ek weet dat die Gees my sal help om selfs in donker tye aan te hoop, al het ek nie die woorde daarvoor nie. Dat ek amper vir Martin Luther se vrou kan gaan sê, maak oop die vensters, maak oop die luike, laat dit lig word. Want die Heilige Gees sal die laaste sê, daar sal altyd hoop wees, dat ons sug as gelowiges, omdat ons weet, daar is beter. Ons sug, omdat ons mag deel hê in die verheerliking. Ek dink in die gedeelte vooraf, waar Paulus so wonderlik sê, dat sy Gees getuig saam met ons Gees, dat ons kinders van God is. Dat ons naby aan God is. En juist daarom nie kan as om aan te hou hoop nie. Met volharding, sê Paulus, om aan te hou hoop met volharding. Wanneer die Heilige Gees in my woon, dan klop my hart anders. Ek het 'n nuwe hart gekry. My perspektief lyk anders. Ek sien 'n bietjie verder, en daarom sal ek aanhou hoop. Te weet ek is gered, om te weet dat ek mag deel hê in hierdie verheerliking, dat ek gekies is deur God self, en dat ek weet en glo en daarvan oortuig is oor hoe dit sou wees. Mag ons nooit opgee nie. Daar's altyd hoop. Die Gees sal vir ons intree, en dit volgens die wil van die Here. Die Gees sal ons altyd bystaan. Die Gees sal ons help. Die Gees sal ons help dat ons anders leef en getransformeer is, dat ons in donker tye selfs 'n lig sal laat skyn. Ek dink sommer aan Nathaniel, wat op 'n stadium gesê het, solank jy 'n kers kan aansteek, dan is daar hoop. Mag ons sug, mag ons moedeloos raak, mag die Gees ons koppe kom optel, om te weet, dat die lyding wat ons verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat vir ons bestem is nie. Wanneer die Heilige Gees in my woon, dan klop my hart anders. Dan klop my hart, 'n hart van hoop, in tye van wanhoop. Mag jou kop opgetel word. Wat gee vir jou hoop? En wat maak jy, laat hierdie hoop jou eie ingesteldheid word? Kom ons bid saam. Here, ons bid. Ons bid vir hoop in tye van wanhoop.
Ons bid, Here, dat ons hierdie waarheid mag omhels. Ons bid, Here, dat die Gees vir ons mag intree en vir ons mag pleit in tye wat ons nie woorde het nie. Here, ons bid dat U ons sal seën en sal sterk maak met volharding, dat ons sal aanhou volhard in die hoop wat daar vir ons ook mag lê. Here, as ons om ons kyk in die wêreld, is daar soveel dinge wat dit vir ons wanhoopig maak, en daaroor sug ons, Here, omdat ons weet hoe dit kan wees, en hoe dit behoort te wees. Mag U naby aan ons wees, en mag ons dan hierdie hoop, selfs in tye van ons swakheid, in ons donker tye, mag ons dit beleef. Mag U my seën met 'n hart van hoop, dat ek dit ook so sal leef, daar waar dit nodig is. Ons bid dit in die naam van Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ek wil graag jou nooi om saam met my af te sluit met die volgende lied, natuurlik die oorwinningslied, en mag ons in hierdie oorwinning in 'n tyd van hoop leef. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is die koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se hoë. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja, want sy woord sal ewig staan. Want sy woord sal ewig staan. Want sy woord sal ewig staan. Toe ons by mekaar gekom het, het ons gesê, ons hoor dat die Here ons self groet. En as ons hier uit mekaar gaan, mag ons hoor dat die Here ons self stuur. Sy genade en vrede vir julle, van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, en dit als deur die werking van sy Heilige Gees. God is hier met ons, en God is met ons, waar ons ook al gaan. Amen.